Goeienaand broers en susters, welkom by ons erediens, ook lidmate uit Bellville Oos en die Vrygeformeerde Kerk Bellville. Dit is die eerste in die nuwe ronde van gesamentlike eredienste. Ons het afgespreek dat ons dan met ou jaar sal begin en dan nog die ander 3 wat in die 2026 sal plaasvind. Is gesamentlike eredienste hier in Bellville onder toesig van hierdie kerkraad. Net een afkondiging, daar's net een kollekte by die deure wat gaan vir Bybelverspreiding. Ons sing nou vooraf saam met Psalm 39, daarvan die eerste vers. Nadat die Here ons geseën het, loof ons hom met die woorde van Psalm 146, verse 1, 2 en 3. En daarna verenig ons saam in gebed. Nou Psalm 39, vers 1. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart u welbehaaglik wees, o Here, my God en my Verlosser. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, hy wat eerste opgestaan het uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Amen.
Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en dankie dat U ons in hierdie dag vasgehou het en gespaar het, te midde van al die dinge wat gedoen moes word. En ons dankie Here dat ons hierdie aand by mekaar mag kom in 'n erediens waar ons U naam kan aanroep en U lof kan besing. Maar baie belangrik, waar ons U stem kan hoor. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om so saam te kan kom in rus en vrede, sonder die vrees vir vervolging of geweld wat kan losbars. Hoewel ons weet hierdie dinge is alles in U hand, want U regeer alles. Ons dink aan broers en susters wat nie hierdie voorreg het om vanaand saam te kom in die erediens nie. Broers en susters van ons eie gemeentes wat weens omstandighede, gesondheid of ouderdom dit nie kan doen nie. Ook baie lidmate wat reeds op reis is en ver weg van ons af is. Maar ons dink ook aan broers en susters wat in onveiligheid woon, nie ver van ons af nie, sommer hier op die Kaapse vlakte. Ons kan in rus en vrede by mekaar kom en U aanbid, maar in daardie gemeenskappe waar huise teen mekaar gebou is, waar dronkenskap, hoogtyvier, geweld, bid ons dat U daardie broers en susters van ons sal vashou in die holte van die hand, dat U hulle ook sal beskerm. Wil U hulle ook deur die Gees en met U woord lei, sodat hulle in die gemeenskap waar U hulle geplaas het, dat hulle U naam sal groot maak en U sal eer, sodat die geweldenaars kan weet dat U alleen God is. Ons bid ook vir broers en susters in ander wêrelddele wat vervolg word omdat hulle U aanbid. Wil U hulle versterk en naby wees. Seën elkeen wat die woord verkondig, dat hulle dit helder en suiwer sal doen, sodat elkeen wat hoor sal verstaan dat Jesus Christus die Here is, die Seun van die lewende God. Ons bid die Here, wil U ons dan ook in hierdie aanduur dit nou stil maak in ons gemoed. Laat U Gees ons gedagtes vasvang, sodat ons hierdie psalm kan hoor, daaroor kan nadink, dit wat U ons leer, dat ons dit ook sal gaan uitvoer. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, met die oog op dit wat ons gaan hoor uit die woord van die Here, kom ons sing saam Psalm 39, die 2de en die 3de vers. O God, ontdek my lewensend aan my, my dae is by U getel, en leer my tog hoe kort van duur ek is, handbreed is my tyd gestel. Verse 2 en 3 van Psalm 39.
Ons luister saam na die stem van die Here, Psalm 39. Ons luister daarna saam soos dit vertaal is in die 33-53 vertaling. Vir die musiekleier, vir Jedutun, 'n psalm van Dawid. Ek het gesê, ek wil my wee bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie. Ek wil my mond in toom hou, solank as die goddelose nog voor my is. Ek was stom in stilte. Ek het geswyg, ver van die goeie af, maar my smart is aangewakker. My hart het warm geword in my binneste. 'n Vuur het ontvlam by my gesig. Ek het gespreek met my tong. Heer, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my dae is. Laat my weet hoe verganklik ek is. Kyk, u het my dae 'n paar handbreedtes gemaak en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Waarlik, die mens wandel as skadubeeld rond. Ja, hulle woel verniet, hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op u. Red my van al my oortredinge. Maak my nie 'n smaad van die dwaas nie. Ek is stom, ek sal my mond nie oopmaak nie, want u het dit gedoen. Neem u plaag van my weg. Ek vergaan vanweë die bestryding van u hand. Tugtig u die mens met strawwe oor die ongeregtigheid, dan laat u sy skoonheid vergaan soos deur 'n mot. Ja, elke mens is 'n asemtog. Hoor, Here, my gebed. Luister na my hulpgeroep. Swyg nie by my trane nie, want ek is 'n vreemdeling by u, 'n bywoner soos al my vaders. Wend u oog van my af, dat ek vrolik kan word, voordat ek heen gaan en daar nie meer is nie. Tot sover ons skriflesing, ons kernverse, vers 5 tot 8. Heer, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my dae is, laat my weet hoe verganklik ek is. Kyk, u het my dae 'n paar handbreedtes gemaak en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Waarlik, die mens wandel as skadubeeld rond. Ja, hulle woel verniet, hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op u gestel. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het in ons lewens daarin gewoond geraak dat mense wat ver in die jare al is, dikwels sê, die jaar het vinnig verbygegaan. Nie die mense van nou nie, maar die mense van vroeër jare het dit ook gesê. Moses het dit gesê. Psalm 90. Dawid sê dit in hierdie psalm. Maar wanneer jong mense jonger as 30 sê, die jaar het baie vinnig verbygegaan, dan besef 'n mens se lewe is regtig maar net 'n asemtog. Ons leeftyd is kort en vlug, 'n enkele nagwaak en niks meer. Maar dit is nie net die einde van 'n jaar en die begin van 'n nuwe jaar wat 'n mens laat besef hoe vinnig die lewe verbygaan nie. Siekte lei ook gewoonlik daartoe dat 'n mens besef hoe verganklik ons regtig is. Wanneer 'n mens gesond is, dan verkeer ons dikwels onder die indruk ons is sterk, ons kan die berge versit. Maar wanneer ons kragte in 'n baie kort tydjie drasties verminder word as gevolg van 'n siekte waarvan ons nie die oorsprong ken nie
ons weet nie wat dit gaan waar dit gaan uitloop nie, dan kom ons agter, ons self het geen seggenskap oor ons lewe of lewensduur nie. Dit is dan in daardie tye wat ons die woorde in Jesaja 40 onthou. Die mens is soos die gras van die veld. In die môre is dit groen en lewenskragtig, in die aand word dit afgesny en dit verdor vinnig. En sy plek ken hom nie eers meer nie. Aangesien die lewe so vlug en kort is die vraag wat by ons opkom, hoe kan ons die beste hiervan maak? Niemand is van plan om sy lewe op te mors nie. Mense wat deur die Heilige Gees oortuig is dat hulle deur die bloed van Jesus Christus aan die Here behoort, wil die tyd wat die Here aan hulle gegee het tot die maksimum gebruik om 'n betekenisvolle lewe te lei. Wat is 'n betekenisvolle lewe? Betekenisvolle lewe is 'n lewe waarin en waarmee die Here verheerlik word. Ons weet dat ons lewe van nou 'n uitwerking het op die lewe in die ewigheid. Ons hoor dit in die woorde van Jesus wanneer hy in Matteus 25 vir ons sê, wat gaan gebeur wanneer hy terugkom en die hele mensdom staan voor hom om deur hom geoordeel te word. Die spesifieke omstandigheid waarin Dawid hierdie Psalm 39 geskryf het, dit weet ons nie. Ons lei maar af uit vers 11 uit dat hy 'n ernstige siekte gehad. Hy praat van 'n plaag van die Here wat hom tuister en hy beskou dit as 'n tugtiging en onderwysing van die Here self. In sy siekte toestand het Dawid hom voorgenem, hy gaan niks sê nie. Hy gaan nie 'n woord rep nie. Want hy weet die goddelose en die dwaase staan rondom hom en hulle wag net dat hy iets onbesonde sê sodat hulle hom en die Here dan kan belaster. Aanvanklik het Dawid dit deur die genade van die Heilige Gees reg gekry om in die openbaar waar die goddelose teenwoordig is nie 'n woord te sê nie. Maar die smart het soos 'n brandpyn in hom geword, soos 'n vuur gebrand dat hy nie meer dit langer kon uithou nie. En as hy dan sy mond oopmaak, dan doen hy dit in gebed teenoor die Here wat oor sy lewe beskik. Broers, susters en kinders, as gevolg van sy swak gesondheid is Dawid terdee bewus, sy lewe is verganklik. Hy bid dat die Here om hierdie les goed sal leer sodat hy dit kan onthou. En is dit nie dikwels hoe dit met ons ook gebeur nie? Wanneer die swaar kry daar is, dan sê ons nee, hierdie les gaan ek beslis onthou. Maar sodra die swaar kry verby is en dit gaan weer baie goed, dan vergeet ons daai les net so vinnig. En daarom bid Dawid, laat my weet hoe verganklik ek is. Dawid gebruik in vers 6 en in vers 12 'n woord wat in die boek Prediker oor en oor gebruik word. In Psalm 39 sê Dawid dat die lewe van 'n mens pure nietigheid is, 'n asemtog. Hierdie selfde woord word in Prediker vertaal met te vergeefs. Die lewe van 'n mens is nie te vergeefs nie, maar is min, is 'n asempie. Dink maar aan daardie wolkie op 'n baie koue oggend wat jy uitasem. Dis daarin, dan is dit weg. Dawid noem 2 faktore wat die verganklikheid en die nietigheid van 'n mens se bestaan beklemtoon. Die lewe is verganklik in vergelyking met die ewigheid. In vergelyking met die ewigheid van die Here is die lewe van 'n mens maar 'n handbreedte. Dis eintlik niks voor die Here nie.
Doen maar die moeite en stap aan 'n begrafplaas en kyk wat staan op die grafstene geskryf. Afgesien van die naam van die persoon wat daar begrawe is daar 2 datums, 'n geboortedatum en 'n sterfdatum. En tussen daardie 2 datums net so 'n kort streepie. En of daardie 2 datums nou 2 maande uitmekaar is of 82 jaar uitmekaar is, net daardie streepie stel daardie mense hele lewe voor. In die oë van die Here, die ewige God, is ons leeftyd 70 as ons sterk is, 80 as ons baie sterk is 'n oogknip vir die Here. Dank die Here dat hy nie sy oë geknip het en ons nie raak gesien het nie. Hy het ons raak gesien. Die tweede faktor wat Dawid noem, wat die verganklikheid van die mens se lewe beklemtoon, is die dood self. Maak nie saak hoe hard die mense in hierdie lewe gewerk het nie, maak nie saak wat jy bereik het in die lewe nie, maak nie saak hoeveel dinge jy in die wêreld bymekaar gemaak het nie. Wanneer die dood kom van al daardie dinge niks. Dawid sê in vers 4, mense woel verniet, hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. 'n Jong mens kan nou by homself dink, ja, die dood is seker, dit gaan kom, maar ek is tog nog jonk. Daarom gaan ek nie my tyd mors om aan die dood te dink nie, want my lewe lê nog voor. Jong mens, die dood is nie net seker nie, dit is dikwels ook onverwags. In die afgelope jaar hier in hierdie gemeente het ons gesien hoe seker is die dood. By talle lidmate het ons opgemerk hoe die Here oor maande of by iemand oor weke die een tentpen na die ander ene uittrek totdat die hele tent slap hang voordat die Here hom en haar uit hierdie lewe in die ewige woning in verhuis het. Maar vroeër in hierdie jaar het die Here ons ook gewys hoe onverwags dit kom. En die broer het nog gekom, lidmate wat saam met hom 'n ry afgelaai, oorkant in die parkeerarea sy voertuig parkeer en hy het nie uitgeklim nie. Die Here het hom daar verhuis. Dood is seker, maar hy is ook onverwags. Jy weet nie wanneer nie. Dit is ook nie nodig dat 'n mens moet swaar kry voordat 'n mens besef hoe verganklik 'n mens se lewe is nie. Die Heilige Gees doen dit met die mond van Dawid. Oortuig hy ons. Die lewe is verganklik, is kort, is in vergelyking met die ewigheid is dit amper niks. En in die gesig van die dood is dit baie kort. Maar wat doen 'n mens? Wat staan 'n mens dan nou te doen as jy weet die lewe is so kort? Miskien dink jy by jouself, dit is maar so. Lewe is kort, verganklik. Ek kan niks daaraan doen nie. Die wêreldse mens uiter ook sulke woorde. En dan gaan hy verder en hy sê net maar, kom ons geniet hierdie lewe nou voluit, kom ons eet en drink, want môre sterf ons. En die mens wat so praat, alhoewel die Here in sy hart die gedagte, die bewustheid van die ewigheid gelê het, steur hy hom nie daaraan nie. Want in sy hart en in sy gedagtes maak hy homself wys, na die dood is daar in elk geval niks. Maar elkeen van ons wat weet en vertrou dat Jesus Christus uit die dood opgewek is en dat die Vader in sy alwysheid 'n dag vasgestel het
waarop die hele mensdom voor Jesus Christus se regterstoel gaan verskyn, waar hulle rekenskap gaan gee oor hierdie verganklike lewe. Ons weet, Jesus Christus het in ons plek aan die kruis gesterf. Daarom wil ons vir die Here lewe. Dit is wat Dawid ook gedoen het. Om vir die Here te leef is nie maar net vaag woorde nie. Om vir die Here te lewe het praktiese implikasies en in hierdie Psalm gee Dawid 3 van hulle. Om vir die Here te lewe beteken dat ek my hoop en vertroue net in die Here alleen sal stel. In hierdie wêreld, op hierdie aarde, is daar niks en niemand op wie ons hoop en vertroue kan stel nie. Wie al ooit sy hoop op mense gestel het, sal bedroe daarvan afkom, as hy nie alreeds teleurgesteld is nie. Ons kan nie op mense ons hoop stel nie. Want afgesien daarvan dat hulle lewe net so kort soos ons eie is hulle ook sondaars net soos ons. En dit maak nie saak hoe sterk en hoe formidabel so 'n mens voor ons lyk in die samelewing nie, omdat hy nog 'n sondige geaardheid het, gaan hy struikel in die sonde. Die Heilige Gees leer ons, Psalm 146, moenie op prinse vertrou nie. As 'n mens jou hoop op mense stel en daardie mens struikel in die sonde of hy sterf, dan beteken dit jou hoop is ook dan daarmee heen. Net so kan ons ook nie ons hoop op onsself, ons eie krag en ons vermoë stel nie. Ons gesondheid en krag is iets nie wat ons tot ons eie beskikking het en ons regeer daaroor nie. Dis maar gawes wat ons uit die hand van ons goeie God ontvang. Hy beskik gesondheid en siekte. Moet ook nie op die wêreldwelvaart en die wêreldse ekonomie staat maak nie. Want niemand het die helderheid om vooruit te sien hoe gaan dit aan die einde van volgende jaar lyk nie. En as die markte in duie stort, dan stort jou hoop ook in duie. Mense en dinge in hierdie wêreld is alles verganklik. En daarom sal dit dom wees om jou vertroue en jou hoop daarin te stel. Die Here alleen is ewig. Hy is van ewigheid tot ewigheid dieselfde, hy is onveranderlik. Die Here alleen kan beloftes maak en ongeag wat in hierdie wêreld gebeur, ondanks al die ongeluk en die swakheid van mense, die Here laat daardie beloftes wat hy gemaak het waar word. Ons sien dit van heel begin af in Genesis. Ondanks Abraham en Sarai se swakheid in geloof, swakheid in die vlees, maklik twyfel, uiteindelik ook hulle swakheid in liggaamskragte, het die Here die belofte wat hy gemaak het waar laat word. Daar's 'n seentjie vir hulle gebore. Te midde van al die aanslae wat daarteen die Here se werk in hierdie wêreld plaasvind, van die Satan se kant af, van sy trawante se kant af, van mense in hulle sondigheid, van selfs die volk van die Here wat in ongeregtigheid gewoeker het. Die Here die belofte wat hy gemaak het in die paradys, die saad van die vrou wat die slang se kop sal vermorsel, het hy waar laat word. Niks in hierdie wêreld kan die Here se hand wegslaan wanneer hy sy beloftes laat waar word nie. Broer, suster en kind, aangesien ons deur die Heilige Gees oortuig is, Jesus Christus het vir ons sondeskuld ten volle betaal,
omdat sy Vader nog voor die skepping van die wêreld 'n besluit oor ons geneem het. Waarom sal ons hoop dan op iets anders of iemand anders stel, behalwe God alleen? Want net oor hom en sy woord kan ons in hierdie lewe doodseker wees. Om dan vir die Here te lewe, is om jou hoop en jou vertroue in hom alleen te stel. En wie sy hoop in die Here stel, gaan onder die heerskappy van die Heilige Gees streef om heilig te lewe. Dis waarvoor Dawid gebid het ook. Hy bid tot die Here dat die Here hom van sy oortredinge sal red en hom nie 'n smaad van die goddelose sal maak nie. Goddelose mense se oë soos valkoë, kyk net waar die gelowige verkeerd trap sodat daar teen hom en teen die Here gelaster kan word. En daarom streef Dawid na heiligheid in sy lewe. Heiligheid op 2 terreine. Heiligheid in sy woorde. Ons het opgemerk hoe Dawid hom voorgenem het om te midde van sy swaar kry en openbaar niks te sê nie. Want dit maak nie saak hoe mooi, hoe versigtig, hoe nederig 'n gelowige die woorde uiter, dit gaan swaar met hom. Die goddelose het tog die vermoë om daardie woorde so te verdraai dat hy dit teen die gelowige en teen die Here kan gebruik. Daarom het Dawid in die teenwoordigheid van die ongelowiges doodstil gebly. Alhoewel dit in hom gebrand het om te praat hoe swaar hy kry. Hy wil nie aanleiding gee dat enigeen van hulle sondes nog groter maak deur die Here te laster nie. Wie dus vir die Here lewe, sal mooi dink voordat hy iets sê. En wanneer hy praat, dan gaan hy dit na al sy vermoë so duidelik en so helder sê, dat daar nie 'n misverstand kan kom nie. Onthou wat die Here ons in Jakobus se brief leer? Die tong is 'n klein liggaamsdeeltjie. Maar wie nie let op wat hy sê nie, kan die wêreld met sy woorde aan die brand steek. En pas op vir daardie ligsinnige praatjies wat ons maklik afmaak. Ag, dit is maar net 'n grappie. As ons woorde nie tot opbou van iemand anders is nie, moet ons dan maar eerder stil bly. As 'n mens wil weet hoe ver het mens al gevorder in heiligheid, dan moet ons maar net ons eie woorde begin bestudeer. Dan sal ons agterkom hoe ver ons al gekom het. Dawid streef nie net na heiligheid in sy woorde nie, maar ook heiligheid in sy optrede. Daarom bid hy dat die Here hom sal red van sy oortredinge. Oortredinge is sonde en dit word nie sommer dadelik in dade sigbaar nie. Oortreding het 'n aanloop, begin by 'n mens se gedagtes. En weer 'n keer is dit Jakobus wat vir ons leer. Pas op vir daardie sondige begeertes. Want as jy nie waghou daaroor nie, gaan dit jou saamsleep. En as die sondige begeertes bevrug geraak het, dan baar dit die sonde. En as die sonde bevrug geraak het, dan baar dit die dood. Laat ons eers die dinge bedink wat daar bo is, waar Christus is, want ons lewe is in hom geborge. Kom ons luister en dit wat die Here deur Paulus vir die Filippense gesê het. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Wat julle geleer en ontvang en gehoor en by my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees.
Geliefdes, om vir die Here te lewe, beteken dat dit wat ons hoor hier, dat ons hoop en vertroue alleen in die Here sal stel. En 2, dat ons die Heilige Gees gehoorsaam sal volg, soos wat hy ons heilig maak in ons woorde en dade. 'n laaste saak waarop Dawid ons aandag vestig in hierdie Psalm, hoe om vir die Here te lewe, is om nugter te wees, ook wanneer dit dan swaar gaan. En daarvoor wil ek u graag terugneem in herinnering na die doopbelofte wat die Here gedoen het. God die Vader, hy het gesê, hy wil ons God wees, en ons Vader, wat ons versorg met al die goeie dinge wat ons nodig het. En elkeen van ons kan terugkyk op hierdie jaar en op ons lewe voor dit nog. En ons kan die een ding na die ander noem en ons vingers en tone gaan te min wees om op te noem al die goeie dinge wat die Here in ons lewens beskik het, wat hy vir ons gegee het om ons te versorg, om ons op te pas, om veilig te hou, sodat ons in ons verhouding met hom kon groei. Hy het ook beloof dat hy die kwaad van ons sal afweer. En daar is baie kere wat ons kan terugkyk en sê, ja, daar beslis. Daar het die Here my vasgehou dat ek nie verkeerde ding gedoen of die verkeerde ding gesê het nie. Daar het die Here gekeer dat ek nie op daardie tydstip op daardie plek was nie, want kyk net wat 'n groot ongeluk het daar plaasgevind. En so kan ons die een na die ander opnoem, hoe die Here die kwaad uit ons lewe weggekeer het. Maar dit is nie waar sy belofte ophou nie. Sy belofte gaan verder en sê, of die kwaad tot ons bes wil beskik. Dit is nie toevallig wanneer 'n mens siek word nie. Dit is nie toevallig wanneer jy arm word nie. Ons bely dit. Dis die voorsienigheid van God wat regeer. Dis hy wat beskik gesondheid en siekte, rykdom en armoede, reën en droogte. En wanneer dit dan swaar gaan in ons lewens, wanneer dit voel die Here se hand is teen ons, weet, hy is besig met jou. Nie om jou te verbrysel nie, want dit het hy met sy seun in jou plek gedoen. Wanneer hy nou die kwaad in ons lewe beskik, dan doen hy dit om ons te leer. Indien die Here dan die kwaad, die ongemak in ons lewe beskik om ons te tugtig, soos in die geval van Dawid, soos wat hy dit verstaan het, laat ons onsself dan onderwerp aan die tugtiging van die Here, wat ons weet, hy tugtig die wat hy lief het. As hy die kwaad in ons lewe beskik om ons iets te leer, laat ons dan bid dat die Heilige Gees ons die wysheid gee, sodat ons kan insien wat leer die Here ons. En ek wil amper dit waag om te sê, 9 uit die 10 keer, of dalk 10 uit 10 keer, wil die Here ons leer van homself. Wat hy ook al doen, weet ons, doen hy om homself te verheerlik. Mag hy ons oë oopmaak om sy grootheid en sy almag, sy wysheid raak te sien, ook in daardie ongemaklike tye in ons lewens. Geliefdes, 3 praktiese dinge om vir die Here te lewe.
Stel jou hoop en vertroue net in die Here alleen. Streef na heiligheid soos wat die Heilige Gees ons lei. En bly nugter, ook wanneer die Here dan die kwaad in ons lewe tot ons bes wil beskik. Die Here het ons in sy groot genade gebring aan die einde van 2025. Baie het hierdie jaar verbygevlieg. En ons besef, ons lewens is kort en verganklik. Mag die Here aan ons wysheid skenk vir 2026, wat maar net 'n stippeltjie in vergelyking met die Here se ewigheid is. Sodat ons vir hom sal lewe, deur ons hoop op hom te stel. Deur te streef na 'n heilige lewe wat hom verheerlik. En deur onsself aan sy vaderlike hand te onderwerp in alles. Amen. Kom ons dank saam. Ons Here en ons God, ons dankie dat ons vanaand kan terugkyk en in die hierdie jaar kan raak sien hoe U ons versorg het. Daar was tye wanneer ons gedink het, dit is nou klaar, is verby, daar's nie uitkoms nie. En dan op U besondere wyse beskik U die uitkoms. En ons loof en prys U daarvoor. Ons dank U Here dat U ons in hierdie jaar gevoed en geklee het. En dat daar nie een dag was wat ons bekommerd hoef te gewees het. En ons kop te gebreek het oor waar ons kos en klere sal kry nie. Dankie dat ons deur U Gees gelei ons aandag kon vestig op U geregtigheid en U koninkryk. En U het al hierdie ander dinge waaroor die ongelowige so maklik bekommerd raak vir ons gegee, asof in ons slaap. Ons dank U Here dat ons kan terugkyk op 'n jaar waarin U ook die kwaad uit ons lewe weggeweer het. Dat U ons vasgehou het, die Heilige Gees ons gelei het om ons U meer te beteel, ons tong te bedwing, sodat ons nie die verkeerde dinge sê of doen nie. Ons buig ook in skaamte voor die aangesig dat ons te midde van die leiding van die Heilige Gees en die helderheid van die woord tog dinge gedoen en gesê het waar ons blaatant nie aan U gedink het nie. Nie vir U gelewe het nie, maar net vir onsself. En ons sien die ongelukke wat daardeur gebeur het. Ons vra U om vergifnis daarvoor. En ons bid dat U Heilige Gees ons so sal lei en die nuwe mens in ons opwek, dat ons van die sonde kan wegvlug. Ons toevlug net tot Jesus Christus neem en 'n lus en 'n vreugde daarin vind om U te gehoorsaam. En wanneer U in hierdie nuwe jaar ongemaklike tye in ons lewens gaan beskik, laat ons nugter bly, sodat ons kan leer dit wat U ons in daardie omstandigheid ook wil leer. Ons bid U Here, wil U ons 3 gemeentes seën,
Dankie vir die voorreg wat ons het om met mekaar saam te leef op verskeie plekke en terreine. Dankie vir die voorreg wat ons het om U saam te aanbid in 'n erediens. Wil U die kerkrade van elkeen van hierdie gemeentes lei, dat hulle goeie voorgangers sal wees. Skenk aan elke bedienaar van die woord wysheid en insig in die woord, sodat hulle U woord helder en duidelik kan verkondig. En maak van ons gemeentes 'n stad wat op 'n berg is, 'n stad wat van ver af raak gesien kan word, 'n lig wat in 'n donker plek skyn, sodat nog meer mense aangelok word tot U en U koninkryk. Want ons sien uit na daardie dag dat U koninkryk heeltemal vol gemaak het en Jesus Christus terugkom om vir die wêreld te sê, hier is hulle wat aan my behoort. Terwyl ons op daardie dag wag, lei ons in ons lewens om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons sing ten slotte saam met Psalm 39 vers 4 en 5. En nou, wat is dit waar ek nog op wag? Ek hoop op U alleen, o God. Red my van skuld, die oorsaak van my smart, en laat die dwaas nie met my spot. Vers 4 en 5 van Psalm 39. Kyk en luister hoe die Here u uit hierdie ou jaar uit die nuwe jaar in seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen.